Goeiemôre almal. Baie welkom by Agape Bloemfontein, klein gemeente met die groot hart. Die genade revolusie. Miskien moet ek eers vra, wat is 'n revolusie? Latyns daarvan is 'n revolutio wat beteken 'n skielike draai of tol in die ronde of 'n 180 grade draai as jy wil. Met ander woorde 'n vinnige fundamentele verandering van strukture deur 'n sleutelpersoon. Jy weet vandag, wie is hierdie sleutelpersoon van wie ek gaan praat? Wie was die mense wat gemaklik en tuis gevoel het by Jesus? Dit gaan jy dalk verbaas vandag. Die heel eerste wat ek wil noem is 'n heidense Samaritaan. Die Samaritane het gegraviteer na Jesus toe. Nou die Samaritane het ook Joodse bloed gehad, lank gelede toe Israel gesplit het in twee, het party agtergebly en party was weggevoer na Babylon en Samaritane was die ouens wat agtergebly het, maar hulle het toe nou ook vermeng met die nasies om hulle. En die vraag is, waar het hierdie groot kloof tussen die Samaritane en die Jode ontstaan? Hoekom het die Samaritane die Jode gehaat met 'n passie? Lyk my vandag nog die Jode 'n klomp mense wat hulle haat vir een of ander rede. Jy sien, toe die Jode uiteindelik na 70 jaar van Babylon af terugkeer, het die Samaritane aangebied om hulle te help om die tempel te herbou. Want onthou, hulle het ook Joodse bloed gehad. Nou, hier kom die bammer, as ek het so kan stel. Die Jode het gevoel dat hulle nie goed genoeg was om hulle te help nie, want hulle het dan gemengde bloed gehad. En toe het hierdie Samaritane 'n gly in die Jode gekry. En daar's 'n parallel wat ek trek, of 'n groot vraag wat ek vandag wil vra. Kommunikeer vandag se kerk ook soms aan mense dat hulle nie goed genoeg is nie, dat hulle gemengde bloed of gemengde optrede het, of dat hulle eenvoudig net nie goed genoeg is nie. Ons gaan net nou terugkom na daai vraag toe. 'n Offisier van die wrede Herodes, en daai offisier was waarskynlik ook 'n wrede man, want hy was 'n hooggeplaaste gewees, het gegraviteer na Jesus. 'n Skelm tollenaar wou by hom wees. 'n Vrou wat onlangs met 7 demone besete was, wou by hom wees. En dis soos vuur en water in my gemoed vandag. Daar's so 'n groot kontras wat ek wil aanspreek. En hier is waarskynlik die belangrikste preek van hierdie jaar vir ons gemeente en ook vir ons land. Jy sien, daai selfde Jesus het 'n yskoue afsydige reaksie van die Fariseërs, die kerk van daai tyd, die leiers van die Joodse kerk, ontvang. Selfs Nikodemus, wat 'n Fariseër was, het in die nag in die geheim na hom gekom. So iewers het 'n patroon verander. Iewers het daar iets anders in die kerk gebeur toe Jesus sy voet op die aarde neersit. Dit is amper soos 'n droë veld en 'n reënwoud, hierdie twee verskil van mekaar. Miskien moet ek vandag die vraag vra, en ek hoop nie jy is afgesit as ek dit vra nie, maar hoekom lyk die mense in ons kerke vandag so anders as die mense wat by Jesus wou wees? Hoekom voel die wêreld skugter om regtig na ons toe te kom en met ons te meng? En ek het niks teen die kerk nie, ek is baie lief vir die kerk, ek wy my lewe toe aan die kerk. Jy sien, as die kerk begin het deur die grootste liefdesdaad in die geskiedenis, hoekom is daar mense wat uitgesluit voel? Ek wil jou iets, kom ons begin by die mening van 'n masjien. Ek het hierdie week na 'n AI toe gegaan. AI staan vir Artificial Intelligence, vir die ouens wat dit nie weet nie. En ek het gevra, ek het vir die AI hierdie vraag getik, hoekom is mense skugter om kerk toe te kom? Sê my, ek al hoor wat sê die masjien, en hoor wat sê 'n masjien vir my. Hy sê die volgende: Sinners might feel excluded by the church because of a perception that the church is only for the perfect people. Sure. Daar's 'n persepsie dat wat ons as kerk skep, dat net perfekte mense kan ons toe kom. Dan gaan hy aan, hy sê, leading to fear of judgment and the feeling of not
belonging. Ek het in my lewe al foute gemaak. En daar was seisoene in my lewe waar ek na 'n groot fout nie so uitgevoel het as in my gemeente nie. Want jy sien, hy sê, sinners might feel excluded by the church because of perception that the church is only for perfect people, leading to a fear of judgment and a feeling of not belonging. So die groot vraag wat ek en jy wil vra in die begin van 2025. Hoe het hierdie Jesus, die enigste perfekte persoon in die geskiedenis, dit reg gekry om soveel onvolmaakte mense en sondaars in die oë van die Jode te laat welkom voel? Wat was die geheim wat hy gehad het, wat dit vir my voel ons verloor het? Ons kom hier uit 'n tyd van COVID, 5 jaar terug, en onthou julle nog, ons het almal maskers gedra? Ekskuus tog vir my hoes, ek wil die woord selfbeskerming vandag neersit, dat selfbeskerming maak, dat ons hierdie ding doen. Jy sien, melaatsheid in daai tyd was gevaarlik en aansteeklik, en die mense het hulle self beskerm deur 'n stigma te koppel aan die siekte. En doen ons dit nie vandag nog nie, ons koppel 'n stigma aan die foute wat mense maak, en 'n stigma aan die foute wat ons maak, en 'n stigma beteken jy sê, hy is so, en dan volg daar iets negatief. Die direkte vertaling van stigma, of althans die direkte gevolg van stigma, wat ons saamdra, is swak lewenskwaliteit. Iemand wat hierdie gewig van 'n stigma op sy skouers het 'n swak lewenskwaliteit, want hy het 'n gevoel dat hy nie behoort nie. Voel jy dalk vandag so? Laasweek het ons gepraat oor Jesus, en ons het gesê dat baie mense in Nasaret geglo hy's 'n buite-egtelike kind, hulle het eenvoudig net nie die storie geglo dat 'n engel aan Maria verskyn het op daai stadium nie, en ons sien dit, dat wanneer Jesus terugkom in Nasaret, en hy sê wie hy is, het die mense aanstoot geneem, en sê, ag nee man, jy's die kind van Joses, wat sê jy, jy's die Messias, en in Nasaret sê die Bybel, kon hy geen wonderwerke doen nie. Met ander woorde, omdat daar 'n stigma oor Jesus was, kon hy nie wonderwerke doen nie. Sit ons as kerk nie 'n stigma oor mense, omdat ons nie hou van wat hulle doen nie. En dan kan hulle ook nie presteer in ons oë nie. Hulle kan nie wonderwerke doen nie, hulle kan nie eens wonderwerke in hulle eie lewe doen nie. So, wat is hierdie proses of die radwerk van stigma? Die eerste een is, ons raak bewus van iets negatief wat die gemeenskap oor my sê of oor my glo. Tweedens, omdat ons dalk 'n fout gemaak het, glo ons dat hulle die reg het om so te voel oor my. En dan derdens, hier is die tragiese gedeelte, ons neem eienaarskap van dit wat hulle sê, en ons begin glo, ons is swak, ons is tweederangs. Ek loop soveel baie mense raak wat sê, ek gaan nie kerk toe nie, want ek voel ek pas nie in nie, ek is nie so goed soos daai mense nie. En dan laastens trek ons die baadjie van waardeloosheid aan, en ons begin voel, ek hoort nie daar nie. Ek doen hier oor Desember 'n kursus in prompt engineering, en dit gaan daaroor hoe om die taal te praat wat artificial intelligence verstaan op die rekenaars, wat op sagte ware skryf. En dit is vir my baie interessant, onthou, 'n AI is 'n masjien wat leer op die internet uit alles wat mense doen. So, dis logies dat hy gaan begin dink soos wat mense dink. En dit is baie interessant wanneer jy vir daai AI sê, ek gee jou opdrag, sorteer my e-mails in groeperings. En wanneer ek vir hom sê, jy is 'n effektiewe entiteit wat e-mails kan sorteer, met ander woorde, ek gee vir hom 'n doel en 'n rol, dan neem sy effektiwiteit 14% toe. Ek gee vir hom niks om help nie. Ek gee net vir hom 'n rol. En wat is die rol wat ons soms vir mense gee? Nee, jy's 'n loser, jy's 'n sondaar, jy's nie deel van ons nie. En dan 'n interessante ding van hierdie masjien, is wanneer jy in die volgende paragraaf vir hom sê,
Jy is amazing in dit wat jy doen en jy gebruik so 3 of 4 sinne om vir hierdie masjien te vertel van hoe amazing is hy. Dan neem sy effektiwiteit en spoed met 75% toe. Ons kon dit regkry, net deur sielkunde of jy dit nou wil sweet talk noem, om 'n masjien te kry, om tot 300% meer effektief te wees. Wanneer mense op hierdie plek kom, wat hulle sê, ek behoort nie, dan vra hulle die volgende vraag. Hoekom probeer ek nog? En dis hoekom mense nie wil deel wees en hulle sê ek het tou opgegooi. Jy sien, onthou, selfbeskerming, het ons net nou gesê, veroorsaak dat ons 'n kleed van stigma oor iemand gooi. En baie keer wil ons die kerk beskerm, ons wil ons groep beskerm, ons sê dis die standaard, dis hoe ons dinge doen. En ja, as 'n stigma, ons kyk jou met 'n houtoog en 'n plankbril uit as jy nie doen wat ons doen nie. Maar Jesus kom met 'n radikale plan. Hy kom met 'n revolusie. Ekskuus tog, die Fariseërs vra 'n radikale vraag vir Jesus. Hulle sê in Johannes 8 vers 5, hulle sê Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Dis 'n vrou wat oorspel gepleeg het. Dan gaan hulle sê, maar wat sê u? En nadat die Fariseërs weg is, julle ken die storie van die vrou, sê Jesus aan daai vrou, is daar iemand wat jou veroordeel het van hierdie lot? Sy antwoord, nee, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Jy sien die Fariseërs moes oor die vingers getik word oor hulle eie sondes, om by die plek te kom waar hulle wegloop. Onthou nou, hulle het nie vir gesê hulle veroordeel haar nie, hulle het net weggeraak. En dis baie keer wat ons doen, as wanneer ons nie hou van iemand se optrede nie, dan staan ons net terug. Ons sê net niks nie. Maar Jesus kom, hy sê ek veroordeel jou ook nie. Hy bevestig vir haar, jy is okay. Jy sien, so 'n bietjie later, in daai selfde boek lees ons, Jesus ignoreer die reëls van die tyd en hy aanvaar die uitnodiging om saam met die melaatse te gaan eet. Nou onthou julle ons net nou gesê, hulle het 'n stigma gesit om die melaatses om hulle self te beskerm. Hier ignoreer die rabbi al daai reëls en vir al die priesters te glo as jy naby melaatse kom, raak jy onrein. Jesus eet saam met die persoon wat die grootste stigma ooit dra. Gedurende 'n ander ete op 'n ander plek, lees ons in Lukas, kom 'n vrou die vertrek waar Jesus geëet het binne. Hoor wat sê Lukas 7 vers 37. En 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die Fariseërs se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaster fles met reukolie. En staan agter Jesus by sy voete en begin huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog en hulle gesoen en met reukolie gesalf. Skielik het ons 'n reaksie van die Fariseër. Toe die Fariseër wat Jesus genooi het om by Jesus te by hom te kom eet, dit sien, sê hy vir homself, hy wat 'n profeet is, sou mos weet wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, en dat sy 'n sondares is. Ons is so bewus van mense se foute en hulle sondes. En hoor wat antwoord Jesus. Hy sê, ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Met ander woorde, die ouens wat in ons oë die swakste vaar, wanneer daai sondes vergewe is deur die Here en wanneer hulle self vergewe het, hulle self vergewe het, dan het hulle baie liefde. Hy gaan aan en sê, maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. So hy sê eintlik, hey, jy wat 'n Fariseër is, jy bewys min liefde. Vergifnis maak mense vry om God te kan lief hê. En dis dit nie tog wat ons as kerk wil kry nie. Kan ons nie begin om mense te vergewe ongeag nie, ons eie mense en mense daar buite?
Miskien is die groot vraag, wie se verantwoordelikheid is vergifnis? Baie keer, en ek wil sê daai ding skuif wêrelde, wie se verantwoordelikheid is. Baie keer dink ons, Here, vergewe vir Koos of Piet vir dit wat hy nou gedoen het. Maar ons dink verkeerd, want Johannes 20 vers 23 sê Jesus 'n radikale, 'n revolusionêre ding. Hy sê as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Wat 'n verantwoordelikheid. As julle mense hulle sondes vergewe, is dit vergewe. Nie wens dat ek dit doen nie. My seun het klaar gesterf, doen jy dit? Ek wil begin afsluit, want jy sien, stigma maak blind, en wanneer 'n blinde mens in 'n totaal vreemde situasie beland, is hy partykeer verward oor sy omgewing. En baie keer is ons verward oor ons rol en ons roeping, want stigma maak blind. Dit maak die ou blind wat die stigma moet dra, en dit maak die ou blind wat die stigma gee. Want jy sien, hierdie fariseer was onder die indruk dat hy Jesus geëer het, want hy kry Jesus vir ete. Lukas 7 vers 44 sê Jesus vir hom. Jesus sê verder vir Simon, dit kry ons nou sy naam. Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en jy water vir my voete het jy my nie gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare afgedroog. So nou iets sê oor water. 'n soen het jy my nie gegee nie. Maar sy het vandat sy ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. En ons gaan nou iets sê oor 'n soen. My kop het jy nie eers met olie gesalf nie. En sy het my voete met reukolie gesalf. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie water. Jy sien, water is oral in die wêreld 'n teken van lewe. Inteendeel, dit staan so mooi in Jesaja 44 vers 3. Hy sê, ek sal volop water gee op die dorsland. Strome op droë grond. Nou ek dink is profeties waar die Here die kerk in hierdie tyd wil heenvat. Hy wil van ons 'n entiteit maak wat volop water gee op die dorsland. Strome van lewende water op die droë grond. Hy gaan aan, hy sê, ek sal my gees uitgiet op jou kinders en my seën op jou nakommelinge. Ons bid so baie keer vir die gees van die Here in ons kerke, maar die Here kyk weer na ons en hy sê, kry die wêreld lief. Hou op om 'n stigma om hulle te sit. Hou op om 'n stigma op jouself te sit oor jou foute. Vers 4, hulle sal uitspruit soos die gras van die veld, soos wilgebome langs die waterlope. Wanneer ons die stigma van mense afval, kan die Here hulle met lewende water verfris. Dis die kerk se rol. Dis nie om te sê dis reg en dis verkeerd en ons is die judge, en dis om te sê, hey, jy's okay. Jesus het gesterf vir jou sondes, dis vergewe. Ons kan letterlik die rigting van geslagte verander. Daai vers praat van ek sal jou kinders seën. Nou die wet sal altyd in ons pad probeer staan. Maar ek wil vir jou sê, die kerk het niks om te beskerm nie. Dis die Here se verantwoordelikheid om sy kerk te beskerm. Ons hoef nie hierdie morele kompas te wees wat die standaard hoog hou nie. Ons moet die mense lief hê. Hebreërs 8 vers 12. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Bedink ek en jy die oortredinge verander? Ek wil miskien vra, wie's kinder? Praat ons die hele tyd oor 'n ander ou se swakhede, want dit laat ons beter voel oor onsself? Of is ons soos die Vader wat sê, ek dink nie aan jou sondes nie? Ek wil dan praat oor trane. Jy sien, stigma maak ons so blind dat ons geen empatie en medelee vir mense het nie.
Is die wette wat op jou hart geskryf is vir jou belangriker as die pyn van mense? Het jy dalk iewers langs die pad jouself aangestel as hierdie morele kompas wat moet sê wat reg en verkeerd is? En baie keer doen jy dit in die naam van berading of counseling, ek wil jou net fix, en almal wat in jou omgewing kom voel hulle moet net gefix word. Of kan jy lief hê? Is daar 'n skare vol sondaars om jou en word jou sitkamerstel stikkend gesit deur die sondaars? Of is dit net die kerk wat daar sel hou? Kom ons begin afsluit met soen. Jy sien die woord, die soen in Hebreëus was die woord nashach. En dit beteken om saam te voeg of om aan mekaar te swys. En hierdie woord nashach is eintlik 'n militêre woord wat beteken om saam as een te veg in die oorlog. Dit kan ook beteken om gereed te maak of mekaar gereed te maak vir die stryd. En toe hierdie vrou Jesus soen, het sy hom voorberei vir die groot stryd wat aan die kruis op hom wag. Soen ons nog mense, en ek bedoel nie fisies soen nie, ek bedoel, as ons daar vir hulle, is daar 'n intieme welwillendheid teenoor mense. Hierdie woord kan ook kom van nashak met 'n Q op die einde, wat beteken om 'n vuur aan te steek. Jy sien, wanneer ek en jy die stigma afhaal van mense, wanneer ons die stigma van onsself afhaal, word nuwe passie gebore, 'n vuur word aangesteek. Kom ons sluit af. Sy het sy voete gesalf. Die woord salf was mashach in Hebreëus en beteken om iemand te herinner dat hy 'n spesiale plek, posisie en doel het deur hom met olie te salf. Met ander woorde, dit beteken om iemand te herinner dat hy vol sondes is, verkeerd is, droog maak, moet verander nie. Toe Samuel vir Jesus gesalf het, het hy nie gesê jy moet nog groot word, jy moet beter word, jy moet leer om die leeu en die beer te verslaan, dan sal ek jou gebruik nie. Hy het hom gesalf en hy het vir almal om hom gesê, hier is die nuwe koning. Kan die wêreld weer voel, hulle het 'n spesiale plek by ons. Sê, is die sin waarmee ek wil afsluit. Kan die wêreld voel, hulle het 'n spesiale plek by en in en tussen ons. Kyk ons mekaar met 'n houtoog aan, dat die wêreld na ons kyk en sê, o, daai ouens, hulle het almal 'n chip op hulle skouer, hulle dink hulle is beter as ander. Jesus bid net voor sy kruisiging, hy sê, Vader, maak my disippels een, soos die Vader, die Seun en die Heilige Gees een is, dan sal die wêreld weet dat ek gestuur is. Hy sê nie as hulle wonderwerke doen nie. Hy sê nie as hulle welwillendheid doen nie. Hy sê as hulle een is, sal die wêreld glo ek is gestuur. Kom ons haal die stigma van mekaar af. Kom ons haal die stigma van ons eie skouers af. Kom ons vat daai woorde. Ek is okay. En ons as gemeente is geskep om hierdie stad in ons land lief te hê uit hulle sokkies uit. En ons wil nie eens dink daaraan of hulle dit verdien in ons oë nie. Dit is nie ons plek om dit te doen nie. Die Here sê dat die wraak kom my toe, niks met jou te doen nie. Ek wil hê jy moet teruggaan na ons webwerf toe agape.co.za. Gaan lees hierdie geskrewe notas van hierdie woord deur en deur en deur totdat jy by die plek kom waar jy hierdie ding kan gryp. Jou lewe gaan van, dis 'n revolusie. Moenie die revolusie wat Jesus aarde toe gebring het mis nie. En dan wil ek van jou vra vandag. Gaan luister laasweek se preek ook. Laasweek se preek is eintlik 'n breinknoper, want dit praat eintlik oor die prys wat Jesus betaal het nog voor hy uit die krib uit was. En die omgewing van nederigheid wat die Vader geskep het, waarin hy hom neergesit, anders as wat 'n koning in daai tyd moes doen. Praat ook van hoe hy die vrees vir die Vader uit ons hart uit. Gaan luister dit en ons is besig met hierdie reeks van die Jesus wat ek nooit geken het nie, want ons sien nuwe goed in Jesus raak, wat ons nooit besef het nie. Gaan hy roete saam met ons, sodat jy hierdie jaar kan ingaan.
in jou volheid en dat die mense om jou kan bloei en kan blom in jou teenwoordigheid. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elke persoon wat na my geluister het vandag seën met 'n nuwe hart. Ek wil in die gees elkeen afwas soos met water van die stigma wat mense op hulle geplaas het. Ek wil elkeen vandag in die oë kyk en ek wil sê jy is okay, want die koning van die konings het sy lewe gegee, hy het jou lief gehad toe jy nog 'n sondaar was en jy is okay. Dankie Vader dat U ons seën in hierdie week en volgende week weer by mekaar kom en ons bring en ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan die week in, geniet elke oomblik, onthou elke oomblik behoort aan jou, leef om volheid. Sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd. Mooi loop.